Tannie Annetjie, Leon, Jolandi, julle uitgebreide familie wat hier sit, vriende, die afsterwe van 'n geliefde man, pa, oupa, wat ook al ons verbintenis met oom Koos was, vriend, medebroer in Christus, dit bring vir ons verlies, dit bring vir ons hartseer. Al weet ons dat elkeen van ons wat hier is vanoggend goeie herinneringe aan hom het. En ja, ons is hier om van oom Koos afskeid te neem vanoggend, maar ook om vir die Here te kom dankie sê vir sy lewe. En ook met die troos dat ons weet dat oom Koos by die Here is. En daarom wil ek ook namens La Rochelle gemeente, namens ons kollegas, vir julle as familie en as vriende ook ons innige meegevoel betuig. Oom Koos was iemand wat, julle is lank lidmate in ons gemeente, iemand wat geliefd was, iemand wat baie mense geken het, en dit is regtig waar vir ons ook 'n verlies as gemeente, dat oom Koos nie meer hier is nie. Ek wil vir ons enkele verse uit Psalm 37 lees. Die psalmdigter sê, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, want hy sal sorg. En dan sê hy 'n paar verse later, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Sê iets van die Here se teenwoordigheid, sy getrouheid in alle omstandighede, die Here se sorg. En dit is ook hierdie Here wat ons groet vanoggend, wat vir ons sê, genade en vrede vir jou. Ek sal met jou wees, ek sal bly sorg, ek sal bly optel, ek wat die liefdevolle Vader is, ek wat Jesus Christus is, wat die dood oorwin het, ek wat julle trooster is, wat altyd saam met julle gaan. Amen. Ek wil vra, kom ons staan en ons sing die volgende lied saam. Dit is 'n lied wat oom Koos self wou gehad het, gesing moes word, so kom ons staan en ons sing, ons is almal hier te saam. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde laat te streef. Loof hom, Christus Heer. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Hou ons leven deur die Gees, wat ons die kinders wees, en U bo alles Heer. Jesus Christus sit. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons vanoggend hier as vriende en familie bymekaar kan wees om afskeid te neem van oom Koos. Here, om vir U te kom dankie sê vir sy lewe.
die mens wat hy was, die man wat hy was, die pa, die oupa, die vriend, die oom. Here, maar vanoggend gaan ook nie in die eerste plek oor hom nie, dit gaan oor U. En Here, ons wil vir U loof vir wie U is. Here, U wat die skepper God is wat vir ons die lewe kom gee. Here, dat U vir Tannie Annetjie en vir Leon en Jolandi en hulle familie vir hom Koos kom gee het. Here, U wat ons verlosser is, wat U lewe kom aflê het, wat die dood oorwin het, sodat ons nie in vrees en bewering voor die dood hoef te staan nie. Here, sodat ons kan treur, ja, en kan hartseer wees, maar as mense wat hoop het, soos wat Paulus vir ons sê. Omdat ons weet dat daar 'n ewigheid is wat voor lê. Here, dat hom Koos by U is. En Here, dat ons U kan loof dat U ons trooster is, wat juis vanoggend hier teenwoordig is en ons kom vertroos met hierdie wete. Ja, dis 'n verlies. Ons het dalk vra, ons het emosies rondom wat gebeur het. Maar Here, ons weet dat U ons troos en dat U in U woord sê dat U juis in sulke omstandighede ons bystaan, dat U juis hier is. Here, ons dankie vir iemand wat U ten volle gedien het. Here, ons dankie vir goeie herinneringe, ons dank U vir grootword jare in 'n liefdevolle huis. Here, ons dankie vir oom Koos se lewe. En Here, ons weet dat terwyl ons nog hier op aarde is, ons nog gekonfronteer word deur die realiteit van die dood. Here, dat die lewe en die dood, die sterwe deel is daarvan. Maar Here, U sê ook in Psalm 23, al gaan ons deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie. Want U gaan met my. Here, selfs as hierdie tye ons onseker laat, kan ons net aan U bly vashou. Here, ons dank U vir U woord wat vir oom Koos so baie beteken het. En Here, dankie vir die voorreg om dit vanoggend ook te kan lees, om dit met mekaar te kan deel. En Here, mag ons dit wat U vir ons ook vanoggend wil sê, mag ons dit hoor. En mag U dit vir ons seën in ons lewens. Here, tot eer van U naam. Dankie Here dat ons dit kan bid in U naam alleen. Amen. Vriende, vanoggend se skriflesing kom uit Johannes 20 vers 19. As jy 'n Bybel het, kan jy saam met my blaai. Dit is net na Jesus se opstanding. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne,
en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Ons lees tot sover. Miskien in u lewe is u al gekonfronteer met die vraag, hoekom glo jy in God? Hoekom glo jy in Jesus Christus? Dalk was daar al iemand wat naby aan jou is, wat vir jou gesê het, ek glo nie meer nie. En dan verskeie redes daarvoor gegee het. Nou, in ons wêreld waar geloof en godsdienst nie meer so baie waarde aan geheg word nie, is dit al meer 'n ding wat ons sien in ons alledaagse lewens gebeur. En mense het verskeie redes daarvoor. Mense sê, ek kan nie glo nie, want daar's nie 'n bewys vir God nie. Ek kan nie sien dat God bestaan nie. Dis dalk nie logies om in God te glo nie. Mense glo in God uit vrees uit vrees vir die hel, of om nie by waar ook al te wees as hulle die dag sou te sterwe kom nie. Dan sê mense, maar indien God sou bestaan, dan is God 'n wrede God, want God laat toe dat slegte goed met goeie mense gebeur. God laat toe dat daar slegte goed in die wêreld gebeur. As God 'n liefdevolle God is, hoe is dit moontlik dat hy hierdie tipe van goed toelaat? Mense sal ook sê, ons het nie vir God nodig nie, want ons weet wat is reg en verkeerd. Ons kan vanuit ons eie menswees besluit, dit is reg en dit is verkeerd. Nou, ek kan vir my vra, hoekom spreek ek juist vanoggend hierdie vraag aan? Daar's twee redes. Die een is, die eerste gesprek wat ek gehad het met hom Koos toe hy in die hospitaal was nog ons 'n lang gesprek. Ons het nog ons 'n diep geloofsgesprek gehad. En hy het vir my gevra, of hy het vir my 'n storie vertel van 'n pastoor, dink ek, of 'n dominee wat hy geken het, wat baie vir ander mense gedoen het, en toe raak hierdie persoon baie siek, en sterf toe nou op die einde aan kanker. En hy sê toe, hy wil nie dat hy nou die Here wil betwyfel of enige iets nie, hy wil net weet, hoe is dit moontlik dat so iets dan nou gebeur? Hierdie persoon is 'n goeie mens, iemand wat goeie goed gedoen het. Hoe is dit moontlik dat die Here dan nou dit kan toelaat? Nou, dis 'n moeilike vraag om te antwoord, want daar is nie eintlik klinkklare antwoorde op daardie vraag nie. Ons kan verskeie redenasies hê rondom dit. Maar die tweede rede is dat ons in ons begrafnisformulier van die NG Kerk daar 'n sinnetjie staan wat sê, en jy sal dit net nou hoor as ek die begrafnisformulier lees ook, dat die dood noodsaak ons om die lewe in 'n nuwe lig te sien. So wanneer ons by die dood van 'n geliefde staan, dan word ons baie keer gekonfronteer met geloofsvrae, word ons baie keer gekonfronteer met hoekom glo ek regtig? Ek moet introspeksie neem van my eie lewe om te sê, dit is wat ek glo, hierdie is 'n moment waar ek kom en ek ook amper 'n belydenis moet maak teenoor die Here en sê, dis hoekom ek glo, al gaan dit nou sleg met my. Al is hierdie persoon vir wie ek lief is nie meer hier nie. En ek dink die Evangelie van Johannes gee vir ons 'n ander perspektief op hierdie vraag. Vers 30 sê, Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie ding is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So wat Johannes sê, as jy die hele Johannes Evangelie gaan lees, is dat hy dit neerskryf in die eerste plek, sodat diegene wat dit lees, kan glo dat Jesus die Christus is, dat hy gekom het om ons te verlos.
Nou as jy bietjie vroeër in Johannes 20 gaan lees, dan sou mens kon sê daar's baie redes vir die disippels ook om nie te glo nie. Ons lees hierso dat hulle bang was vir die Jode. Hulle het al weggekruip na Jesus se opstanding want hulle het nie geweet wat gaan gebeur met hulle nie. Jesus het 'n vernederende dood gesterf. Hulle sou sê ons wil nie met hierdie persoon geassosieer wees nie. En die eerste persoon in wie Jesus verskyn het na sy opstanding was 'n vrou. En vroue in daardie tyd is nie gesien as geloofwaardige getuienisse van enige gebeurtenis nie. So hulle wou self gaan kyk het. Hulle wou vir hulle self die konkrete bewyse gesien het dat Jesus dan nou opgestaan het. Miskien sit u hier vanoggend en u was ook al op 'n plek in jou lewe waar jy gesê het vir jouself of vir die Here, daar het al dinge in jou lewe gebeur wat jy al gesê het, weet jy, maar ek sien nie kans hiervoor nie. Ek is te veel keer miskien al teleurgestel. God gee nie om nie, want ek bid en my omstandighede verander nie. Ek dink, u as familie wat u sit vanoggend, tannie Annetjie, sou kon sê, as julle wil, maar ek glo nie meer nie, want hoe kon die Here toelaat dat hom Koos siek raak en dat hy sterf? Ek dink daar's iets in hierdie teks wat vir ons sê, daar's genoeg rede om te glo in die Here Jesus en om te bly glo in hom. En die eerste daarvan is juis Jesus se opstanding. Johannes sê ek het hierdie dinge neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Dat hy die opgestane Here is, dat hy God se gesalfde is, dat hy God se gestuurde na hierdie wêreld is. Johannes sê nie vir ons veel van wat gebeur het by die opstanding nie. As jy die ander evangelies gaan lees, dan gaan jy sien, daar's so bietjie detail, maar daar's eintlik bitter min detail oor wat by Jesus se opstanding gebeur het. Dit sal seker tot aan die einde vir ons 'n misterie bly. Maar natuurlik is die historiese feite belangrik van dit wat daar gebeur het. En tog was die disippels ook skepties geweest. Nadat Maria vir hulle kom sê het ek het die Here gesien, hulle wil self sien dat Jesus opgestaan het en Jesus verskyn aan hulle. En hy wys vir hulle dat hy regtig lewe. En as nou nog een Thomas wat sê toe hulle belydenis teenoor Thomas maak dat hy nie glo nie, hy wil fisies sien dat Jesus opgestaan het. En wanneer hy dit sien, dan maak hy hierdie belydenis, hy sê, my Here en my God. Nou in ons wêreld, as mense oor die opstanding praat van die Here Jesus, dan soek mense die konkrete bewyse. Johannes sê gelukkig is, of Jesus het gesê gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo, maar ons is mense, ons wil die feite hê. En miskien hak ons te veel vas by die leeggraf en die fisiese leeggraf en dink ons eintlik te min oor die teenwoordigheid van die Here Jesus, die lewende Here wat hier by ons teenwoordig is, wat in ons woon as gelowiges. Dis immers hy wat lewens verander. Dis hy wat ons fokus moet wees. En wanneer die Here Jesus aan hulle verskyn, dan troos hy hulle nie net nie, hy stuur hulle uit, in die wêreld in. Hy sê vir hulle, ek het vir julle 'n roeping om julle geloof in my, die opgestane Here Jesus, daar buite te gaan leef, sodat die wêreld kan weet dat ek opgestaan het en dat ek leef. My vriende, die punt is eintlik sonder Jesus se opstanding sou sy kruisiging absoluut niks beteken het nie. Hoekom is Jesus dan nou gekruisig? Hoekom het hy die lyding gehad wat hy gelei het indien God hom nie uit die dood uit op sou wek nie? Die vraag wat altyd by my vassteek is, hoekom sou die vroeë kerk die moeite gedoen het om hierdie boodskap te versprei en hierdie teks op te skryf as Jesus dan nou nie werklik opgestaan het nie? Want sonder Jesus se opstanding is daar nie hoop vir ons nie. Sonder Jesus se opstanding kan ons nie verseker weet dat Koos by die Here is nie.
Ek dink die tweede ding wat hierdie teks vir ons sê is dat dit gaan oor die lewe wat ons in Jesus het. Johannes sê vroeër in die evangelie dat Jesus gekom het om vir ons die lewe en die lewe in oorvloed te gee. Ons wat glo in die Here Jesus dat hy ons verlosser het nou reeds die ewige lewe. Ons is nou al kinders van God. Ons leef nou al in die ewigheid saam met God. Dit is 'n groot tema in Johannes se evangelie. En tog hier op aarde ervaar ons nog nie die volheid daarvan nie. Want ons word nog gekonfronteer met die dood. Ons word nog gekonfronteer met siekte, met finansiële uitdagings, met krisisse, huwelike wat uitmekaar uitval, wat dit ook al mag wees. Maar wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat God saam met ons in daardie omstandighede is. Ons dink, as ons sê dat ons saam met die Here is en dat die Here vir ons die ewige lewe gegee het, dat alles net moet gladloop vir ons. Dat God net al ons wense en al ons gebede en alles wat ons vir hom vra moet beantwoord. Dat ons van lyding gevrywaar word. Ons lees in die evangelies, spesifiek Johannes wat 8 wondertekens van Jesus opgeteken het. Ons lees dit en ons sien dit en dit is wat ons soek. Ons soek die wondertekens. Ons soek dit in groot goed. Dat God 'n wonderwerk sal doen in my omstandighede. En daar is nie inherent iets fout daarmee nie. Maar dit vat die fokus weg van dit waar dit regtig gaan. Wanneer Johannes skryf oor hierdie 8 wondertekens wat Jesus gedoen het, dis 8 wat hy spesifiek in sy evangelie noem, dan noem hy dit tekens van die koninkryk. Hy sê telkens, byvoorbeeld daar waar Jesus water in wyn verander by die troue in Kana, dan sê hy het dit gedoen sodat die disippels sal glo dat Jesus die Christus is, sodat hulle sy heerlikheid sal sien. Dit is waar dit gaan. Sodat julle die lewe in sy naam kan hê. Dit gaan oor God se eer, God wat mense se lewens verander. En dat ons nie meer uitgelewer is aan die effek wat die dood op ons gehad het nie. Die wonderwerk is dus eintlik dat God vir ons ander oë gee, ander perspektief gee om hom raak te sien binne in ons omstandighede. Om te sien waar is God besig in hierdie onvolmaakte wêreld waarin ons leef. En God kan steeds wonderwerke doen, natuurlik, ons glo dit. Maar ons op ander plekke waar ons God se heerlikheid sien en ons sien dit wanneer mense byvoorbeeld hulle gawes gebruik om die lewe van ander beter te maak. Dink byvoorbeeld aan die mediese wetenskap. Ons sien dit waar families en vriende in krisistye by mekaar kom en mekaar ondersteun. Dit is waar God se heerlikheid na vore kom. Ons sien dit selfs in moeilike omstandighede wanneer ons iets van die skoonheid van die wêreld daar buite beleef. In die glimlag van 'n klein kind, in die skoonheid van die wêreld daar buite, in dit wat ons beleef as ons mekaar so omgee beleef. Dis waar ons God se heerlikheid sien. Dit is waar ons iets van God se genade in sy sorg sien. En die Bybel is vol van beloftes wat vir ons sê dat die Here ons nooit sal verlaat nie. Dat hy by ons gaan omdat hy verstaan, omdat hy self lyding as 'n mens op hierdie aarde ervaar het. Omdat hy die mees genadeloose dood gesterf het wat daar kon wees, sodat ons die lewe kan hê en die lewe in sy naam kan hê, nou reeds. Die derde aspek wat hierdie teks uitlig, is dat ons kan glo omdat die evangelie neergeskryf is. Die blote feit dat ons die Bybel het, dat ons die Ou en die Nuwe Testament het soos wat ons dit het, is in sigself 'n wonderwerk. Want daar was gelowiges
'n geslag of twee na dat Jesus gelewe het, wat basies hulle lewens op die spel geplaas het om dit wat ons het neer te skryf. Paulus het briewe geskryf vir gemeentes wat hy gehelp stig het. Ons het die evangelies, ons het die profete, die psalms, al die boeke in die Ou Testament. Dit kon verlore geraak het. Dit kon net stories gebly het wat mense vir geslag na geslag oorgedra het en later het dit uitgesterf. Maar hulle het dit as so belangrik geag in 'n wêreld wat eintlik nie geletterd was nie, dat hulle dit neergeskryf het en omgestuur het en dat mense hierdie boodskap gehoor het en dat ons die Bybel het soos wat ons dit het. En die woord van die Here is daar ja om ons te sê wat sonde is en hoe ons moet leef ensovoorts, maar dit is in die eerste plek ook daar om ons te vertroos, om vir ons te verseker dat die Here ons nooit sal los nie. Om vir ons te help bid. Psalms is vol daarvan, in tye van hartseer, in tye van droefheid, as jy nie woorde het om te bid nie, die psalms is daar om dit te help doen vir ons. En ek dink die ander wonderwerk is dat hierdie evangelie boodskap aan gebroke mense toevertrou is. Mense soos ek en jy, wat glo dat die Here Jesus opgestaan het, dat ons die lewe in sy naam kan hê. So ons saam wees hier, die blote feit dat ons in 'n kerkgebou kan sit en hierdie erediens kan hou, sê ook iets van God se heerlikheid. Sê iets van wie God is, dat hy vir ons die genade gegee het om hier te kan wees. As jy vanoggend hier sit en miskien wonder oor dit wat ek tot dusver vir u gesê het, en miskien worstel met hierdie goed, juis as dit kom by die moeilike goed in die lewe, dan wil ek vir u ook vra, onthou dat jy gedoop is. Wat sê die doop vir ons? Die doop sê, ek behoort aan die Here. Die Here het na my toe gekom, as 'n klein babatjie, of dalk as 'n volwassene, en gesê, ek wil jou God wees. Jy is my eiendom. En dit beteken dat die Here ons altyd sal vashou. Daar's Romeine 8 wat sê, niks in hierdie lewe kan ons skei van sy liefde nie. En dit is 'n geweldige troos vir ons, van die doop, die nagmaal ook, is sigbare tekens van God se genade wat ons help om te glo, om te sê, hier is tekens wat vir my sê, God is daar. Die Here leef. Martin Luther het op sy skryftafel toe hy in huisarrest was, het hy die woorde uitgekerf, ek is gedoop. En dit was vir hom 'n geweldige troos in 'n tyd toe hy nie buite die kasteel van Wittenberg se mure kon gaan nie. Het hy geweet dat God altyd by hom sal wees. Vriende, ek en jy is God se eiendom. En soos wat ek net nou gesê het, ons glo dit onkoos by die Here is. Juis omdat hy God se eiendom is. En dat hy nie meer die pyn en die lyding en dit wat hy ervaar het hier op aarde, dat hy nie meer dit het nie. Dat hy 'n nuwe lewe het saam met die Here. Ons baie redes hoekom ons nie kan glo nie. Maar ons baie redes hoekom ons wel kan glo. En ek dink vir my persoonlik is dit omdat die Here Jesus Christus sonder hom my lewe bloot net nie sin maak nie. Selfs in moeilike omstandighede, selfs wanneer ek vra, Here, waar is U? Weet ek dat ek kan vashou aan die Here. Here, ons staan eintlik verstom in oomblikke soos hierdie oor U genade.
Here, dat ons kan sê, ten spyte van die wêreld daar buite en ten spyte van wat wie ook al vir ons sê en redes wat mense gee, Here, dat ons kan sê, ons wil glo en ons wil bly glo. Here, al is ons geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie. U sê dit is al wat nodig is. Here, dankie dat U vir ons vertroos deur U woord. Dat ons kan weet dat U hier is, juis omdat U die dood oorwin het. En dat ons saam met Paulus kan sê, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, Here, kan ons vir U dankie sê dat ons kan sterk staan in die geloof. Here, die geloof wat ons kan bely saam met die eerste volgelinge wat U gesien het vir wie U is. Here, saam met Johannes die Doper wat gesê het, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Here, saam met Andreas wat vir sy broer gesê het, ons het die Messias gekry. Saam met Nathanael wat U onder 'n boom gesien sit het, wat gesê het, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Here, saam met die Samaritane wat die Jode niks van gehou het nie, wat gesê het, ons weet dat hy werklik die verlosser van die wêreld is. Here, saam met Petrus, U is die Christus, die seun van die lewende God. Saam met Maria Magdalena wat uitgeroep het, my meester. Here, saam met Thomas wat op die einde gesê het, my Here en my God. En Here, ook saam met die kerk deur alle eeue, in alle lande en tale en kulture wat sê, ons glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees. En Here, vandag veral glo ons in 'n ewige lewe. Amen. Ek wil U nooi om saam met my te staan en dan sing ons die volgende lied en daarna kan U weer gaan sit. Baie dankie. Awesome wonder, consider all thy works thy hands have made. I see the stars, and I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior
thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then shall I bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Dankie, kom maar weer sit. Ek wil graag net die begrafnisformulier aan u voorhou. Jakobus Hendrik Smit is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?
Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons gaan as slotlied luister na die volgende lied wat Retief Burger gaan sing. Dit is 'n lied wat baie spesiaal vir die familie is. En dit is 'n lied wat iets sê van God wat saam met ons in die storms van die lewe is. Nie net hierdie storm nie, maar elkeen van ons beleef op tye, uitdagende tye, storms in ons lewe. En dit veroorsaak ook dat ons telkens ook moet herbesin oor ons lewe. So kom ons, terwyl ons sit, luister na hierdie lied, en daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ek vir oom David vra om die bedankings te kom doen. In die middel van die storm sal ek op U bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oë op U hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders spreek, al voer die wind en dreig die vrees, glo ek hier regeer, glo ek hier is hier in die middel van die storm. In die middel van die storm sal ek U getrouheid onthou. In die middel van die storm sal ek U almag aanskou, want U is steeds goed en elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders spreek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek hier regeer, glo ek hier sien in die middel van die storm. Al skree die twyfel is hy regtig daar, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier regeer, weet ek hier is hier in die middel van die storm. Daar is selfs hier in die storm
Ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Waar U is daar selfs hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Al slaan die golwe en die branders spreek, al woed die wind en dreig die vrees, glo ek U regeer, glo ek U is hier in die middel van die storm. Al skree die twyfel, is hy regtig daar, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek U regeer, weet ek U is hier in die middel van die storm, in die middel van die storm, in die middel van die storm. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Om David. Goeiemôre vriende. Namens die Smit familie net enkele bedankings. Koos, of dan Koos vir my, was dan so 'n jaar my junior. Ek het 'n vriend verloor, ek het 'n goeie vriend verloor, 'n ou wat vir my ook in moeilike tye deurgehelp het, deurgedra, deurgestaan het, ondersteun het, met sy gesin en al. So ek groet 'n persoonlike vriend, hy salute jou. Namens die familie, net die bedankings dan, eerstens dan aan ons hemelse Vader, dat hy vir hom Koos gespaar het, sy lewe vir hom moeilik gemaak het, maklik gemaak het, deur die storms gehelp het. En ja, hier is ons vandag. Dis verby, die storm is oor. Ons storms wag nog. Ook dan vir al die dokters, verpleegpersoneel, hospitale, wie hom ook al behandel het, wie na hom gekyk het, in die tyd van sy siekte, baie, baie dankie. Vir Annemarie, vir haar bystand ook. Enige tyd, alle tye was sy bereid en was sy daar om ondersteuning te gee, om 'n woordjie te wissel, om moedend te praat. En tot nou hier was waar sy daar ook nou namens ons almal vir hom gegroet het. Die susters, hier is nou een naam wat ik nog niet ken, nie, maar Luzel, sê ek dit reg, van Louse Hoek, vir die voorbereiding en verskaffing van verversings hierna. Bunches for Africa, ek sien hier baie mooi blomme. Baie dankie vir hulle. Dan die ondernemers, Afpop, Tygerberg, Tygervallei,
tak vir hulle dienste wat hulle gelewer het met die lijk en alles. Familie en vriende vir die ondersteuning tydens Koos se siekte. Ja, dit is vir 'n mens baie werd. Dus ondersteuning in 'n tyd van siekte, dit dra vir jou, dit help vir jou. Jy kry nie altyd die moed wat jy soek nie, maar dit help 'n bietjie. Dit help 'n bietjie, glo my. De laaste maar nie die minste nie, Wynand van Wyk, wat vir Koos na sy afsterwe die onbenydenswaardige taak gehad het om die lijk te gaan uitken. Hy is nie maklik nie, glo my vry. Dan wil ek net uit my eie 'n laaste woordjie vir die familie, vriende rondom Annetjie. Annetjie wat agterbly. Ek wil tog vra. Moenie vir haar nou los nie. Het is altyd so dat wanneer 'n ouer wegval, of albei ouers wegval, dan val die familie uit mekaar uit. Ek het dit al so baie gesien. So, kom ons probeer vir haar ondersteun, sy het dit nou baie nodig. In hierdie tyd, as jy nou vanmiddag hier totsiens gesê het, jy kom by jou huis, as dit net jy in jou gedagtes, herinneringe, goeies, wanneer goeies. Maar ja, en dan die naaste familie, dink ek, Leon, Jolandi. Sê weer? Jolandi, ekskuus. Alzheimer's. En die klein kinders natuurlijk. Ek weet, julle is baie naby geweest, baie close familie. Baie dankie. Dit is vir hulle baie werd. Dit is vir hulle Leon wat met 2 trippe moes gemaak het. Nie uit eie keuse nie, maar ja. Baie dankie mense. Vir jou, Annemarie, baie dankie hoor. Dankie om David. Ons gaan nou, as ons nou klaar maak, wil ek jy graag nooi om na buite toe te beweeg. Die lijksval is hier buite. Ek gaan 'n gebed daar doen en dan kan u laaste afskeid daar neem van oom Koos as u sou wou. Daar is roosblare ook. Ek wil net vra as ons nou hier uitbeweeg het, u net vir die familie kans gee om eers uit te stap. En dan as ons daar klaar is, dan is u welkom. Ons gaan hier die deure oopskuif, dan kan u na die saal toe beweeg vir tee en vir verse. So kom ons gee vir die familie kans dat hulle eers buite kan kom en dan kry ons mekaar daar buite. Baie, baie dankie. As ek vandag moet terugkyk op my lewenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronkelpad. Die spore van my lewe was lank al reeds bepaal.
elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraai paadjie sien ek duidelik raak, maar deur dit alles hier en oor my gewaak. En oral in die donker het U my weer kom haal. Want U weet, elke kind kan soms verdwaal. Sonder dat ek weet, het U my altyd vasgehou. Sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome het U in U hand bewaar. Liewe Heer, U was nog altyd daar. Ek sien dit in die stille waters van die see. Ek sien dit in 'n kind se oë, sy eerste tree. Hoe kan die wat nie wil glo in ongeloof bly staan? Liewe Heer, want U was nog altyd daar. Sonder dat ek weet, het U my altyd vasgehou. En sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome het U in U hand bewaar. Liewe Heer, U was nog altyd daar. Sonder dat ek weet, het U my altyd vasgehou. En sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome het U in U hand bewaar. Liewe Heer, U was nog altyd daar. Nou weet ek meer as ooit, daar is niks meer om te vrees. Liewe Heer, U sal altyd by my wees. Liewe Heer, U sal altyd by my wees.
weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou.